Jy is nie goed genoeg nie. Jy is te swak. Jy is 'n teleurstelling. Jy is 'n gemors. Dit is wat die wêreld vir ons bring. Dit is wat die Satan vir ons kom wys maak. Kyk vir die een langs jou. Sê vir hom, jy is kosbaar. En Jesus is lief vir jou. Wanneer het ek en jy die duiwel toegelaat om ons identiteit te kom steel? Op watter dag? Deur watter mense? Wanneer het jy begin glo dat jy 'n mislukking is? 'n weeskind? Of dalk nie goed genoeg nie? En ek weet, elkeen van ons dink aan daardie oomblik. Jy onthou die persoon wat dit vir jou vertel het. Jy onthou die nag wat jy op jou knieë gekruip het en gedink het, dit is verby met my. Ek is dit nie werd nie. Ek is 'n mislukking. Ek is te diep in die sonde vasgevang. Is dit dalk daai meneer of juffrou op skool wat vir jou kom vertel het, jy is dom? Hoe sleg is jy? Dalk jou eie pa of ma wat vir jou kom afbreek het. Maar vanaand sê die Here vir my en vir jou, die diefstal stop nou, vanaand. Nie 'n dag verder nie. Daardie mense, daardie foute, daardie oomblikke het geen reg om te definieer wie ek en jy is nie. Net die een wat aan die kruis vir ons gebloei het die reg om vir my en jou te sê wie ons is. En dit is net Jesus Christus wat daardie uitspraak mag maak. En hy sê vandag vir my en jou, jy is vrygespreek. Jy is kragtig. Jy is my kind en ek is lief vir jou. Vandag se probleem is dat die wêreld se stemme so hard geword het dat ons nie meer weet wat reg of verkeerd is nie. Die vraag is, wat is die normaal? Ons leef soos geestelike bedelaars, tevrede met krummels, terwyl ons eintlik koningskinders is. As ons so dink aan die storie van die verlore seun in Lukas 15. Die jongste broer het sy identiteit as 'n ryk koningskind in die wêreld gaan verruil. En hy het geëindig as 'n hongerslaaf tussen varke. Hy het die leuen geglo dat sy foute hom vuil gemaak het om ooit weer 'n seun te wees. Maar toe hy omdraai terug huis toe, het sy pa hom tegemoet gehardloop, terwyl hy nog na varkmis gestink het. Sy pa het nie die belydenis klaar gemaak hoe sleg hy is nie. Hy het dadelik vir hom die beste kleed aangetrek en 'n ring aan sy vinger gesit. In een oomblik het die vader die etiket van mislukking en nie goed genoeg nie afgevee en sy identiteit as seun herstel. En dis presies wat Jesus vandag vir my en jou wil doen. Hy gee nie om hoe die varke ons verniel het nie. Hy wil vandag jou ware identiteit vir jou teruggee. Die Satan se doel is om ons te laat vergeet wie en wat ons is in Jesus Christus. Hy bring vir ons twyfel en verwarring. En dan kyk hy hoe ons onsself vernietig. Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Dankie Here. Ons moet terugdraai na die woord van God, die Bybel, sodat ons die ware identiteit en God se onfeilbare beloftes weer kan terugeis. Dat ons dit kan terugvat. Johannes 8 vers 31,
En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Om net te glo kos my en jou niks. Want selfs die duiwel het glo in God en hy sidder. Om in sy woord te bly, beteken ek en jy rig ons hele lewe, ons besigheid, ons huwelik, ons kinders en ons gedagtes en volgens wat God se wil is en wat God sê is reg. Vers 32, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Kyk mooi vir wie Jesus hierdie woorde sê. Die Bybel sê hy praat met die mense wat reeds in hom glo. Dit beteken hy praat met kerkmense, met Christene, met my en jou. Ons moet ophou toelaat dat ons identiteit geboe word deur die Satan. Net om my naam te ken is nie goed genoeg nie. Jy moet in my woord bly. Ons moet die beloftes ken so goed as wat ons kan, sodat wanneer die wêreld met die leuns na ons toe kom, ons dit kan weerstaan. Ons gaan verward raak. Ons sal klou in dit wat verkeerd is, omrede ons nie die woord ken nie. Ons gaan vergeet waartoe ons in staat is. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Wanneer die wêreld se leuns dit om my en jou pikdonker maak, en die Satan vir my en jou sê ons is 'n mislukking, ons is nie goed genoeg nie, jy sal dit nie maak nie, jy is te sleg, ons is te laat, ons is 'n sondaar. En bo dit alles, een van die goed wat ons altyd vashou is, jy sal nooit vergewe kan word nie. Jy weet waaraan jy vashou. Daar waar jy sit, is dalk nie genoem nie. Jy weet, elke een van ons weet waaraan jy vasklou, wat jy joune gemaak het, die leuen. En dan skyn die woord van God op jou voete en sê, nee, jy staan op heilige grond. Jy is 'n koningskind. Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En die duiwel gebruik die kultuur, TV, mense se opinies, en weer die grootste boef van alles, ons gedagtes. En as jy die hele tyd daarna luister, begin jy dink en doen soos hulle. Dis hoekom ons verward is en nie meer weet wat reg of verkeerd is nie. Ons begin leef net soos die wêreld. Ons aanvaar maar net wat die wêreld vir ons bring as reg. Ons is gou om te dink, ons is te swak, of te sondig, of dalk te moeg. Maar God se beloftes is dat sy krag in ons werk. Glo jy dit? Filippense 4 vers 13, sê dit agter my aan. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Hierdie beloftes is nie vir eendag wanneer ons doodgaan nie. OK, julle kan dit stop. Vir môreoggend, dis vir solank as dat ek en jy leef. Wanneer daardie ou gedagtes weer by ons opkom, staan vas op die woord. 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jesaja 40 vers 29, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Hy gee vir ons krag, die van ons wat swak is. Dankie Vader. Vers 31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag.
Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ek en jy hoef nie meer in ons eie krag te probeer veg nie. Ons veg nie vir oorwinning nie. Ons veg nie vir oorwinning nie. Jesus het reeds oorwin. En ons veg nou vanuit oorwinning. Jesus het die duiwel klaar aan die kruis platgevee en ontwapen. Al wat die vyand nou doen, is om na my toe, na jou toe te hardloop met 'n groot mond en 'n klomp leuns. Ek kan jy beklei nie om te wen nie. Ek kan jy herinner, die duiwel, dat hy reeds verloor het. Hoe doen ons dit? Ons knie in die woord. Die vyand wil hê ek en jy moet so slagoffers van ons omstandighede lewe. Maar God se belofte sê ek en jy is meer as oorwinnaars. Amen. Die uitdagings waarmee ek en jy elke dag gekonfronteer word, die labels wat ons so op ander plak, wat op ons geplak word, die leuns van die vyand wat ek en jy so maklik ons eie maak. Ons moet onthou, die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, om te slag, te steel en te verwoes. Hy loop rond as 'n identiteitsdief. En ons moet hom teenstaan met die autoriteit wat ons in Jesus Christus het. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Dis wat die woord sê. So wanneer daardie gedagtes opkom, en ek en jy dit ons eie maak, staan op die woord. Met die autoriteit wat ons in Jesus het. Dit is wat Jesus vir ons gegee het. Hy wil hê ons moet dit in sy naam doen en ons mag dit doen. Elkeen 'n koevert. Het hom nog nie oopmaak nie. Ek moet waarsku 'n paar voorbariges onder ons. Dink vir 'n oomblik by jouself. Niks iets nie. Hoeveel labels plak jy op ander mense? Hoeveel keer praat ek en jy negatief oor ander? Hoeveel keer kritiseer ons ander oor hulle verlede? Harde ene, hoeveel keer word ek en jy self die identiteitsdief? Hoeveel van ons oordeel sonder om te weet? Ek en jy trek vinnig gestreep deur iemand se karakter, sonder om sy storie of sy pyn te ken. Hoeveel van ons is roekeloos met woorde? Ons doodspreek. Ons sê vir mense, jy sal niks bereik nie. Jou huwelik gaan dit nie maak nie. Ag, jou kinders is so gemaak, so gelaat staan. Hulle sal tog nooit verander nie. En so skryf ons maar mense af. Daar's nie hoop nie. Die lys gaan aan. En so steel ek en jy hoop vir môre. Ons steel ander se hoop vir môre. En hoor mooi vanaand. Die Satan is baie slinks. As hy eers besef dat hy my en jou identiteit nie kan behoef nie, dan verander hy sy strategie. As hy my en jou nie meer as 'n slagoffer kan gebruik nie, dan gebruik ons as 'n medepligtige. Hy probeer my en jou mond gebruik om iemand anders se identiteit te steel. Ons moet vanaand besef, ons kan nie van God vra, ons kan nie van God vra om die leuns wat op ons lewe afgepak is, skoon te maak. Terwyl ons self besig is met ons eie monde om die vuilste leuns op ander mense se lewens te plak nie. Dit moet stop vanaand, albei kante. Ons kan nie skoon huis toe gaan vanaand as ons harte nog vol gif teenoor ons naaste is nie. So vanaand
Wanneer jy dink aan die skade wat aan jou gedoen is, dink aan die skade wat jy aan ander doen. Jakobus 3 vers 9, daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mens, wat na die gelykenis van God gemaak is. Ons is God se skepsels, ons is almal gelyk voor God, nie een is bo ander nie. Vers 10, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Kyk nou na daardie koevert in jou hand. Aan die een kant sal jy sien die wêreld se labels wat daar geskryf is. Verlore, stikkend, sleg, gebroke, mislukking, sondaar. Ek weet nie wat jou label is nie, wat op jou geplak is nie. Dit is dalk nie daar geskryf nie. Dit is wat die wêreld op my en jou skryf, en dalk wat jy op iemand anders geskryf het. Maar draai hom om. Die wêreld dink liefde lyk soos 'n hartjie. Hierdie jonges wat nog, ek weet nie, doen hulle nog die love letter dink. Daai hartjies wat ons so teken, dis wat die wêreld dink is liefde. Maar die antwoord op daardie labels wat op jou geplak is die kruis. Wil hê julle kan die koevert oopmaak. Julle sal sien daar's 'n net nie seer kry met die stapels nie. Het elkeen sy spieël uitgehaal? Julle sal sien al die labels wat op die spieël geskryf is. Weereens, miskien is dit wat op jou lewe geplak is nie daarop nie. 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat Gees is. Die boodskap vertaal het, hoe meer ons die Here se grootheid raak sien, hoe meer word ons lewe verander, om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. Dis natuurlik die Here self, hy wat Gees is, wat ons verander, om al hoe meer te lyk en te leef soos hy dit wil hê. Dis wat die woord sê. So om dit te kan sien, vat die tissue, en terwyl jy die vuilheid en die labels van hierdie spieël afvee, vee jy nie net die skade af wat aan jou gedoen is nie. Jy vra ook vir God, Here, was my mond en my hart skoon van die labels wat ek op ander geplak het. En ek breek daardie negatiewe woorde wat ek so rondgooi af. Kyk nou in die spieël, wat sien jy? Wie sien jy? Jy sien 'n koningskind wat vrygespreek is. Baie van ons glo dat God nie ons vuilste sondes en foute kan vergeet nie. Ons dink ons moet vir altyd met die etiket van sondaar, skuldig, mislukking, wat ook al ons van onsself gemaak het, saamleef. Micha 7 vers 19, hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree, ja, hy sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Dankie Here dat u daardie beloftes aan ons gemaak het, en dit vir ons aan die kruis, vir ons as sondaars bewys het. Dis 'n bewys wat vas staan.
Wanneer die duiwel jou herinner aan jou verlede, herinner hom aan die toekoms in die hel, sy toekoms in die hel. Baie van ons het vra, sien God my eensaamheid raak, of is ek heeltemal op my eie? Hebreërs 13 vers 5, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daar staan nie, ek sal nou en dan op julle uitkom, en ek los julle so op julle eie vir 'n rukkie nie. Nee, ek sal julle nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Glo ek en jy dit? Gaan ek finansiëel of emosioneel oorleef, of gaan ek ondergaan? Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Jesus Christus. Ons Vader is nie bankrot nie. Hy sê nie, hy sal dalk help nie. Met respek gesê. Nee, hy beloof om in elke behoefte van jou te voorsien volgens sy rykdom. Ons hoef nie meer tevrede te wees met die krummels nie. Of dit wat die wêreld vir ons bring nie. Het my lewe nog enige doel? Of het ek my kans heeltemal verloor? Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aan gaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Nie te sê jy gaan môreoggend opstaan met 'n bankrekening vol geld nie. Ons moet in die woord bly, ons moet by die Here bly, ons moet by sy voete bly. Ek en jy dink ons het ons kans verloor, maar God sê jou toekoms is nie gekanselleer nie. Hy het reeds 'n plan vol hoop en voorspoed vir my en jou lewe. Die kans is nie verby nie. Gaan hierdie storm my vernietig, of is ek beskerm? Jesaja 54 vers 17, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Die duiwel kan maar wapens smee en mense kan maar bose labels plak soos hulle wil. Maar God beloof vanaand, dit sal niks uitrig nie. Soos kinders van die Allerhoogste, dit sal niks teen ons wat in die Allerhoogste is, doen nie. Wie is die kind van die Allerhoogste waarvan hier gepraat word? Steek op jou hand. Ek en jy, ons is almal kinders van die Allerhoogste. Dankie Here dat ons as sondaars steeds die kinders mag wees. Dat hy steeds bemoeienis met ons maak. Ons sit vanaand hier met vrae wat ons nie hardop durf vra nie. Ons vra in die geheim, is ek regtig vergewe? Is ek alleen? Gaan ek dit maak? Het my lewe nog 'n doel? Ons glo dikwels nie dat daar beloftes vir hierdie vrae is nie. Maar God se woord staan vas. Hoe kosbaar is ons siel, dat God en die duiwel agter dit aan is. Johannes 15 vers 4, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Hou op om jouself van Jesus Christus af te sny wanneer jy sukkel, wanneer ek sukkel. Kom vinniger terug wanneer ons sondig. Kom vinniger na hom toe wanneer jy twyfel. Kom na hom toe voordat jy begin sink en sê help. Vra vir Petrus, dit werk. Petrus sy oë van Jesus afval en hy in die storm begin sink het Jesus nie gewag tot hy heeltemal verdrink nie. Hy het dadelik sy hand uitgesteek en hom gehelp.
Kom vinniger na hom toe in hierdie seisoen waar jy nie weet waarheen nie. Maak nie saak hoe lank dit vat nie. Hy sê, bly in my, soos ek ook in julle bly. Ek wil vir my en jou daaraan herinner dat ek en jy nie op ons eie vrugte kan dra nie. Dit is onmoontlik. Ons moet in die wingerdstok bly. Net so kan ons ook nie vrugte dra tensy ek en jy nie in Jesus bly nie. Daar is sekere dinge in my en jou lewe wat 'n bietjie langer vat as wat ons wil hê dit moet vat. Sommige van ons loop die tyd baie stadig. Daar is sekere dinge in my en jou lewe wat baie langer vat as wat ons wil hê dit moet. En al is daar oorwinnings vir my en jou lewe beloof, is dit nie gewaarborg dat dit sonder 'n geveg sal verbygaan nie. Ons gaan veg, ons gaan dit moeilik hê. Wanneer ek en jy nog nooit in 'n storm in ons lewe aanbid het nie, kan dit baie vreemd voel omdat ek en jy so gewoond is om dinge op ons eie te doen, op ons eie krag te probeer staat maak. Maar die goeie nuus, oorwinning is steeds moontlik. God kan jou hele lewe in 'n oogwink omdraai. En elke mislukking kan in 'n seën verander, as ek en jy in Jesus bly, wanneer ons naby aan die Here bly. Gaan ons vanaand huis toe met 'n skoon spieël. Ons gaan nou afsluit met 'n baie diep gedagte. Gaan my nog so 'n halfuur vat. Hoop nie julle is haastig nie. Almal wonder waaroor daardie dobbelsteen in die sakkie. Julle hom uitgehaal. Gaan nie nou dobbel nie. Vanaand vra die Here vir my en jou 'n baie diep en 'n baie gevaarlike vraag. Hoe lank gaan ek en jy nog dobbel met ons ewigheid? Ons dobbel van Sondag na Sondag. Ons rol die steen nog net een keer met ons lewens. En ons dink, sal volgende Sondag oorgee. Sal volgende Sondag weer probeer. Sal volgende Sondagoggend net weer vinnig hy spieël skoon maak. Ons speel nog 'n week met God se genade. Weer 'n week. Ons ry op 2 stoele. Ons hou ons op met dinge van die wêreld. Ons gooi die dobbelsteen en ons hoop ons kry nog 'n kans. Maar hoor mooi vanaand. Die dag sal kom wat ek en jy dalk nie weer daardie 6 gaan gooi nie. Wat vir jou nog 'n kans gaan gee nie. Die dag wat die genadedeur van die ewigheid vir 'n laaste keer sal toemaak, sal daar geen meer kanse wees nie. Vir sommige mense sal daardie deur toeklap in hulle gesig. En wat dan? Dan sê die Here vir my en jou, kom in, my goeie getroue diensknegt, jy is my kind. Of gaan hy vir jou sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Al het jy my naam geken, al het jy in die kerkbank gesit, ek het jou nie geken nie. Want jy het aanhou dobbel met jou ewigheid. Jy het gewag vir nog 'n 6. Terwyl die genadedeur besig was om toe te gaan. Vanaand is die aand waar jy weer 'n geleentheid kry om met die dobbelery te stop. Waar die dobbelsteen in jou hand. Dit verteenwoordig elke kans wat jy gevat het met God se tyd. Dit verteenwoordig die dubbele lewe en die speletjies wat ek en jy met God se genade gespeel het. Vat daardie dobbelsteen vanaand saam met jou huis toe. Sit hom op 'n plek waar jy hom elke dag kan sien. As 'n herinnering. As 'n monument. Nie 'n afgod nie. Om nie op jou buik gaan hang nie.
Sodat wanneer die wêreld môre weer vir jou probeer sê jy's nie goed genoeg nie. Of wanneer ek en jy dalk weer wil begin dobbel met sonde. Jy na daardie steen kan kyk en onthou, ek het klaar gedobbel. Ek is klaar met dit. Kom vanaand geregverdig en waarlik vry. Sê in jou hart, Here, hier is ek. Ek vat hierdie steen as 'n herinnering dat ek klaar gedobbel het van Sondag na Sondag. My ewigheid is te kosbaar en ek kies vir U. Ek wil afsluit met 1 Petrus 1 vers 13, die boodskapvertaling. Dink mooi oor al hierdie dinge na en moenie toelaat dat julle gedagtes deur allerlei dinge deur mekaar gekrap word nie. Jesus sal vir julle geskenke bring wanneer hy weer kom, ver bo wat julle verdien. Dit weet julle mos verseker. Tree op soos God se kinders, wat graag doen wat hy vra. Vergeet heeltemal van al die dinge wat julle vroeër so graag gedoen het. Die skrif sê, julle moet niks met sonde te doen hê nie, want God het niks daarmee te doen nie. Amen. Ons lei die oop. Genadige God en Hemelse Vader, Here, so baie dankie dat ons ook kan leer, Vader, dat U vir ons in die woord vir ons leer wat ons moet weet en hoe ons moet lewe en optree, Vader. Here, ons bring onsself elke een voor U, Vader, en ons kom vra dat U vir ons sal skoon was van die labels wat ons so maklik aanvaar, maar ook dit wat ons op ander plak, Here. Here, ons lewe in 'n tyd waar dit moeilik is, Vader, en dinge is moeilik, elke dag is moeilik, Vader. So vat ons dit wat die vyand vir ons bring en die wêreld vir ons bring, maak ons gou ons eie en ons glo dat ons niks werd is nie, Here. Maar vanaand het ons weer gehoor dat ons koningskinders is, Here, en help ons om dit te besef, Here, elke dag. Here, dit wat uitgegaan het vanaand, dat dit sal vrug dra, elkeen wat hier uit sal gaan, Vader, dat ons so sal lewe soos wat U vir ons in die woord vra, Here, of sê, Here. Vra, Here, dat U met ons sal wees in die aand wat voor lê, die nuwe week wat voor lê, Here, as dat U vir ons sal gee, Here, dat ons sal beskermd wees, Here, dat, Here, daar waar ons soveel dinge ons eie maak, daar waar ons stoei met dinge, Here, daar is van ons wat, elke een van ons het ons eie moeilikheid en ons eie uitdagings elke dag, Here. Vra, Here, dat U met elkeen sal wees, dat U vir ons uitkoms sal bring, Here. U ken elkeen se tekortkominge, U ken elkeen se behoefte, Vader. En ons vra, Here, dat U in dit sal voorsien, Here. Ons vra dat U ons sal vergewe van al ons sondes, Here. Dat ons so vinnig doen, Here. Nie daaroor dink nie, Here. Dankie vir dit wat U vir ons doen. Dankie vir dit wat U vir ons gee, die voorsiening en alles, Here. Dankie, Here, dat ons U mag aanbid en dat ons U mag dien, Here, en dat ons mag weet en op die woord staan dat U daar is vir ons. Ons bid al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien, Here, maar alleen in Jesus naam. Amen.